Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, dis my weer eens besondere voorreg om hier uit die Weeslig kantoor te groet en in hierdie dag die Here se naam te loof en te prys vir alles wat hy vir ons doen. Hy is 'n goeie God. My tema vir hierdie naweek is van aangesig tot aangesig. Wie is ek, Here? Ons weet, en meeste van ons het al in die kinderbybels daarvan gehoor, dat Moses 'n braambos ondervinding gehad het met die Here. Exodus 3 en ek lees uit die Amplified, and Moses said, I will not turn aside and see this great sight, by the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him, and out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Verse 5, and he said, Draw not nigh hither, but put off thy shoes, for of thy feet, for the place whereon you stand is holy ground. Die Here wil met elkeen van ons, ja, jou en my, 'n ontmoeting hê. In vers 14, toe Moses vir hom vra, Wie is u? Toe sê hy, am that I am. Thus shall thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Dit is vir ons kosbaar om by 'n oomblik te kan stilstaan, 'n encountering te kan hê met die Here, waar God met elkeen van ons praat. Ja, ek sien later in Exodus 33, waar Moses weer eens in aangesig tot aangesig met God kom. Vers 18 sê, daarom vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal in al my majesteit by jou laat verbygaan, en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my ontferm. Verder het hy sê, jy sal my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook sê die Here, kyk, hier is die plek by waar jy op die rots kan gaan staan. En as die heerlikheid verbygaan, sal ek in die skeur van die rots jou stel en my hand oor jou oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig sal jy nie sien nie. My kernteks is vers 18, daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. Hier versoek Moses vir God, om aan hom sy heerlikheid te kan sien. God beantwoord sy gebed. As u mooi luister na die volgende teksvers luister, sal u verstaan dat God aan Moses demonstreer. En ek lees uit die Amplified uit, vers 19, I will make my goodness pass before thee. Wat Moses gevra het, show me your glory. Die Here antwoord, ek sal my goedheid en my guns voor jou laat verbygaan. Show me your glory, O Lord, I will be in your presence. Die Here het 'n verbond met hom gemaak, want God is goed. Ja, God is good all the times, and all the time, God is good. Net soos vir Moses, wil God ook aan u en my homself kom openbaar. Dit is my hartsbegeerte en sy hartsbegeerte, dat elkeen van ons met hom gemeenskap moet hê. Ja, toe hy die aarde geskep het en die mens geformeer het, het hy vir hulle in vers 27 van Genesis 1 gesê, wees vrugbaar en vul die aarde van my soort.
Sy begeerte is om die aarde te vul met sy soort, sy heerlikheid, sy kennis, ja, sy glorie. Hy wil sy teenwoordigheid sigbaar maak deur sy krag en die lewe in jou te versprei. Sy goedheid met ander te laat deel, sodat almal hom kan ken. Die vraag vanoggend of van hierdie dag is, wat verwag hy van my en van u? Ja, daar moet 'n honger wees om sy heerlikheid te beleef. Wanneer 'n baba gebore is en honger is, gee hy hy of sy te kenne dat daar 'n behoefte is. Wat maak mamma? Sy gee kos en sodra die honger gestil is, sal die baba rustig voortgaan. Ek soek vandag in hierdie dag uit God se hart uit, manne en vroue, om in die gaping te kan staan. As daar nie 'n dringendheid is om sy heerlikheid te sien nie, sal daar ook nie 'n desperaatheid wees om in sy teenwoordigheid in te kom nie. Desperaat, waarna vra jy? His divine presence. Hoor wat sê Moses in Exodus 33:15. Toe sê hy vir hom, as u nie self saamgaan nie, laat ons dan nie hier vanaf optrek nie. Dit spreek van afhanklikheid. Ek is my eie gids, sê die human trinity. Me, myself and I. Ek is in beheer van my lewe. Niemand sal vir my sê wat om te doen nie. Sommige van ons is dalk presies dieselfde. Jy is so vol van jou en jou eie geloof en jy weet dat jy God nodig het, maar jy wil dit nie erken nie. As ons egter eerlik is, dink of glo nie almal dieselfde nie, of hoe? Waar ek sal sê dat ek op die Here vertrou, sal 'n ander een sê, ek vertrou op myself, ek moet my eie heiligheid werk. Mense stel my altyd teleur. Die mens sê, ek is, teenoor wat God sê, ek is. Op wie steun jy? Op wie se begrip steun jy en leef jy jou lewe uit? Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart. Hoor mooi, met jou hele hart, jou gees, jou siel, en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vergelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, sê vers 7. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. En dan sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Die Here sê, maak ruimte in jou dag om desperaat te wees. Wees anders as hierdie wêreld. Jesaja 43 vers 18 gee vir ons daardie belofte. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Vers 19, ek gaan iets nuuts maak. Ja, vanoggend toe jy wakker geword het die Here alreeds vir jou beplan. Ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal jy dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die Here het ons geroep om enablers te wees. Mense moet die goddelike potensiaal in jou kan sien. Toe ek vroeër in Eskom gewerk het, het ons die groot ketels moes aan die brand steek. Daar was 'n vlam. Ons moes met sekere metodes ons te werk gegaan het, dat daar nie 'n ontploffing plaasgevind het nie. Nee, ons moes die regte ding doen. Nou vermaan Paulus vir Timoteus om die vuur van die Heilige Gees aan te blaas. Ons moet reg vra. Ja, ons bid soms,
maar ons vra nie opreg nie. Ons bedoelings van ons harte is nie reg met die Here nie. Daarom waarsku Jakobus vir ons in Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat julle dit in julle welliste wil deurbring. Moses vra en God antwoord. Vers 21 van die geleesde gedeelte, beveel God hom om in die rots se skeur te gaan staan. Staan u in die skeur van die rots, Jesus Christus, wat oopgeklie was vir jou en my? Is ons op die plek waar sy teenwoordigheid is, of is ons iewerste anderste? Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Waar vind jy jou skuiling? Is dit by die Allerhoogste? Vernag jy in die skaduwee van die Almagtige? Sy autoriteit oor jou en my? Sy seëninge, sy blessings, sy beskerming, sy perfection? Show me your glory, in hierdie dag is my begeerte. Ons moet sien, dit spreek, die woord sê mos nie, is glo, sien is glo nie. In Johannes praat God met Thomas, salig is die wat glo, al het hulle nie gesien nie. Eksodus 33:23, en as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan jy nie sien nie. Ja, as ek nie my geestelike oë oop het nie, hoe kan ek sy teenwoordigheid ervaar? Hoe kan ek by ander mense die verwagting skep wat dit werklik vir my beteken? Dit beteken God trek voor jou uit. Hy berei die weg. Hy verwag dat u en ek in sy voetspore moet volg. Ja, volg die Here waarheen hy ook al gaan. In Johannes 11 vers 40 sê Jesus vir Maria, het ek nie vir jou gesê, as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien nie? Wat is dus die geloof waaraan hy hierna verwys? 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, Hebreërs 11 vers 1. Die Here wil hê ons moet geloof in hom stel. Dit was die hoofman op Kapernaum, wie se slaaf siek was, wat in die aangesig van Jesus gekom het, en hy het vir Jesus gesê, ek weet, u is 'n man van gesag, as ek my slaaf beveel, dan gaan hy. Here, spreek net 'n woord. Watter woord wil jy vanmôre hoor van die Here? Moenie ver weg gaan staan nie. Ons in die diepte van ons geloof sal ons moet wees van hoe ons in sy beloftes wandel en daarin glo. Ons verhouding met hom en die grootheid van sy krag gaan bepaal hoe die wonderwerke in en deur ons opereer. Hoor mooi, deurbrake wag op u. Die seëninge van die Here wag op u. Sy goedheid en sy guns sal die eerste ding wees wat jy gewaar en ervaar in jou lewe. Joël 2 vers 25. Ja, dit wat die duiwel van jou kom steel het, gee God hierdie belofte, en ek sal jou vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknypers verslind het, my groot leermag wat ek teen hulle gestuur het, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. Hoe beweeg ons in die teenwoordigheid van die Here? Wat wil die Here hê wat die plig van die kerk van vandag moet wees? Ten eerste, Paulus vermaan Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 1. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus, wat die lewe en die dode sal oordeel by die verskyning van sy koninkryk. Verkondig die woord.
Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Was jy in hierdie oggend in die teenwoordigheid van die Here? As jy nie is nie, luister wat sy oproep gee die Here vir ons vanoggend. In Jesaja 60 vers 1, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die wolke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou skyn. U en ek moet teen die duisternis kom. Ons moet daardie ligdraers wees wanneer ons in sy teenwoordigheid is. Lig verdrink die duisternis. Ons moet voorwaarts beweeg. Jesus volg al die dae van ons lewe, standvastig en onbeweeglik in goddelike morele waardes. Dan sal ons 'n verskil maak. Ek sluit af met Johannes 15:6. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur. Wat is God se oproep? U en ek moet in die teenwoordigheid van God. Lord God, manifest your glory. U teenwoordigheid. Here, ons roep dit in hierdie dag. Ons het u krag nodig, u teenwoordigheid nodig, u goedheid, o Vader. Stuur dit, Here, dat ons 'n verskil kan maak, dat ons by u kan uitkom. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan jou in hierdie dag sê. Ons moet 'n passie hê vir sy koninkryk en sy heiligheid. Shalom, tot 'n volgende keer.